Goeiemôre, ons sê vir almal baie welkom by ons erediens op Sondag 7 Junie 2020. Kom ons raak nou stil voor die Here en dan verklaar ons openlik die volgende woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons hoor nou ook hoe die Here ons seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sê nou hoe lief ons vir die Here is en ook dat hy ons skuilplek en ons vesting is met die woorde van Psalm 18 vers 1. Ons gaan nou saam ons geloof bely en omdat dit ons gesamentlike belydenis is, moedig ons jou ook aan om dit saam in jou hart met ons te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is in die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In God se wet vra hy van ons liefde vir hom en liefde vir ons naaste. Kom ons gaan kyk nou hoe lyk ons liefde. En ons gaan vanoggend na dit kyk aan die hand van 1 Korintiërs 13. Ons gaan vers 1 tot 7 saam lees. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons lees tot sover.
As ons baie eerlik kyk, hoe ons liefde lyk, in die lig van dit wat ons sopas gehoor het, dan sal ons besef dat ons nie altyd so lief is vir God en ook lief is vir ons naaste soos wat ons behoort te wees nie. En dit beteken, almal van ons staan skuldig voor God se wet wat van ons liefde eis. As ons nou ons sonde skuld so besef, ons staan so voor die Here, en dan is daar net een plek waarnaartoe ons kan vlug. Kom ons vlug na die kruis. En ons gaan vanoggend vlug na die kruis deur saam te sing uit lied 396 verse 1, 2 en 4. Kom ons praat nou met die Here in gebed. Vader, U het alles so wonderlik geskep. U is ons koning en ons Heer. Dankie dat U vir ewig oor alles regeer. En dat U tegelyk ook ons Abba Vader is, wat vir ons sorg en met wie ons oor enigiets kan praat. Ons loof U daarvoor. U is waardig om al ons lof en aanbidding te ontvang. Vader, ons weet U vra van ons in die wet eintlik net een ding. En dit is liefde. Dit is U groot gebod. Ons het vanoggend eerlik na ons eie liefde gekyk, toe ons saam na 'n lied van die liefde geluister het in 1 Korintiërs 13. En as ons baie eerlik is, dan moet ons bely dat die liefde wat U vra, dikwels by ons ontbreek. En daarom staan ons almal diep skuldig voor U wet, wat van ons liefde vra. Here Jesus, dankie dat ons in ons sondeskuld nou na U kruis kon vlug, en dat ons dit keer op keer kan doen. Daar aan die kruis sien ons U liefde. U het gewillig U self daar laat hang, ook in ons belang. En daarin vind ons vandag troos. Here, ons dra elkeen aan U op wat deur beproewings gaan. U ken elkeen van ons se omstandighede. U weet, baie van ons het groot bekommernisse. Ander van ons het seer. Ander is bang en voel gespanne. Ons sien ook hoe steeds meer mense in ons land en oor die wêreld die virus kry en hoe duisende mense doodgaan. Ons sien ook hoe ons eie land se kurwes nou skerp toeneem.
ook dit maak ons baie onseker en party van ons ook bang. Lei U ons aan die hand hierdeur, want dit is vir ons almal onbekende terrein. Ons smeek U dat U elkeen van ons sal bewaar, en dat daar ook spoedig 'n enstof teen hierdie virus beskikbaar sal kom. Here, ons dra elke ouderling en diaken in hierdie gemeente aan U op. Help ons om steeds na die hele gemeente uit te reik en mekaar te bedien, al is dit vir nou net oor die foon. Ons bid ook dat U vir ons ouderlinge en diakens sal gee in die funksies waar dit nog vakant is. Help ons almal ook om werklik omgee vir mekaar te wys in hierdie moeilike tyd. Maak ons 'n gemeente wat in hierdie dorp bekend is vir ons liefdevolle verhoudings. Here, ons gaan nou luister na U woord. Ons vra dat U nou, wanneer ons met U woord besig gaan wees, dat U nou kragtig deur die Gees in ons elkeen sal werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Voor die Here nou moet ons gaan praat deur sy woord. Ons sê vir hom hoe ons in ons wese smag na hom. En ons gaan dit doen deur saam te sing uit Psalm 42 vers 1. Die eerste skrifgedeelte waaruit ons vanoggend gaan lees is Filippense 2 verse 1 tot 11. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Die tweede gedeelte wat ons vanoggend saam lees is uit Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek druk julle dit op die hart,
Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Die eerste gedeelte waarop ons fokus is Filippense 2, vers 2 tot 5. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Fokus ook op Efesiërs 4 vers 2 en 3. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Ons tema vanoggend: moenie dat COVID-19 ons verdeel nie. Kerkleiers en kerkrade reg oor die wêreld het die afgelope paar maande voortdurend komplekse uitdagings beleef hoe om gemeentes behoorlik te bedien tydens hierdie COVID-19 pandemie. Die jongste komplekse uitdaging is sekerlik nog die moeilikste. En dit is hoe en wanneer om fisiese samekomste in kerkgeboue te hervat. Dit bied in die eerste plek 'n klomp logistieke uitdagings, met die lang lys van veiligheidsprotokol wat alles in plek moet wees. En in die tweede plek is daar ook uiteenlopende standpunte of ons fisiese samekomste moet hervat of nie. En die standpunte is natuurlik meestal ook gestaaf deur goeie redes. Aan die een kant is sommiges gretig om mekaar weer fisies te sien, alhoewel ons nou nie mag kuier voor of na die tyd nie, en hulle kan nie meer wag om saam in die erediens te wees nie. Aan die ander kant sê weer, dis hoogs onverstandig en onwys om by mekaar te kom voor die kurwe in ons land nie drasties afgeplat het, of voor daar nie 'n behoorlike enstof in ons land beskikbaar is nie. En daar is net te veel risiko's en te veel onsekerhede. En dan is daar baie wie se standpunt so effens tussenin is. Soos julle kan sien is hier groot potensiaal vir verdeeldheid. En as jy vraag, hoe kan kerke en ook ons gemeente in so 'n bitter moeilike polariserende omgewing eensgesind vorentoe beweeg, soos die Here ons beveel in beide hierdie gedeeltes wat ons saam gelees het? Dit gaan beslis nie maklik wees nie, maar deur die genade van God en deur die kragtige werk van die Woord en die Heilige Gees in ons, kan ons eensgesind bly, ten spyte van ons sondige aard. Hierdie kan ook vir ons 'n reuse geleentheid wees om vir die wêreld te wys ons is totaal anders. En so kan ons ook 'n wonderlike voorbeeld vir die wêreld rondom ons stel in hierdie omstandighede. Dis waaroor God vanoggend met ons praat. En die eerste manier hoe ons totaal anders as die wêreld kan wees, is deur selfopoffering. Ons leef in 'n wêreld en tye waar mense dikwels hulle eie afgod is. Die meeste mense, soos ons weet, is selfsugtig en dink gewoonlik eers aan hulle eie belange. En veral in 'n krisistyd soos hierdie, kom mense se selfsug en eie belang
dikwels op die een of ander manier na die oppervlak. En soos ons weet is sulke selfsug en eie belang dikwels 'n resep vir konflik. Ons lees dit in Jakobus 4 vers 1 waar die Here sê, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? En so kan dit ongelukkig ook in gemeentes gebeur, dat daar konflik en onenigheid ontstaan, deur mense soms selfsugtig is, en eerste aan hulle eie belange dink. Ons lees byvoorbeeld in hierdie brief aan die gemeente in Filippi, dat daar ook sulke onenigheid was. En daarom vra Paulus hulle baie mooi, hier in vers 2, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. En in vers 3 en vers 4 voeg hy by, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Nou is die vraag natuurlik, hoe kan ons dit regkry? Want dit is verseker nie altyd maklik nie. Van nature is ons maar almal geneig om na onsself om te sien en so eers 'n bietjie na ons eie belange te kyk. Hoe kan ons vir die wêreld wys ons is totaal anders, ook in hierdie krisistyd? Weet jy, daar is net een manier. Die Here sê vir ons in vers 5, ons kan dit net regkry as dieselfde gesindheid in ons is as wat daar in Jesus Christus was. En dan beskryf Paulus die gesindheid wat daar by Jesus was in hierdie wonderlike lied wat ons vind in vers 6 tot vers 11. En ons kan Jesus se gesindheid wat hier beskryf word eintlik in een woord opsom, naamlik selfopoffering. Vers 7 en 8 sê, hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Sien jy sy selfopoffering? In Jesus se lewe en in sy lyding tot aan die kruis vind ons die volmaakte voorbeeld van iemand wat nie selfsugtig was nie, of eerste aan sy eie belange gedink het nie. Nie in selfopoffering het hy ons hoog geag en eerste aan ons belange gedink. En nou sê God vir 'n gemeente om so eensgesind te bly, ook vir ons gemeente, moet hierdie selfde gesindheid van Jesus ook in ons wees. Naamlik hierdie gesindheid van selfopoffering. En dit geld ook vir ons waar ons oorweeg om weer fisies bymekaar te kom in eredienste. Sal ek byvoorbeeld bereid wees om in selfopoffering my masker die hele diens te dra, al is dit ook vir my 'n irritasie, of om sosiale afstand te handhaaf en nie iemand met die hand te groet nie, al voel ek dalk self dis 'n onnodige oorreaksie uit liefde vir ander, wat glo die voorsorgmaatreëls is wel moontlik. Sal ek ook, al voel ek miskien self, dis so 'n bietjie lafhartig om by die huis te bly, nadat samekomste nou weer toegelaat word, ander nie oordeel of veroordeel, wat wel voel is veiliger om by die huis te bly nie. En ook andersom. Soos ons sien, die pad vorentoe gaan van ons almal selfopoffering vra en prys gee van ons eie belang.
en ook prys gee van hoe dit altyd was. Maar dit is presies die gesindheid wat daar by Jesus was, en die gesindheid wat daar ook by ons moet wees. En so kan ons vir die wêreld 'n wonderlike voorbeeld stel, ook in hierdie bitter moeilike tyd. 'n tweede manier hoe ons totaal anders as die wêreld kan wees, is deur nederigheid. Het julle opgemerk hoe opvallend selfversekerd baie mense oor hulle eie standpunte is? Ook op sosiale media en in die nuus sien ons dat mense daarom baie seker van hulle self is. En nou moet ons ook besef dat ongegronde sekerheid in 'n onseker situasie, maak nie saak of dit van leiers is of van gewone mense of van kundiges nie, is net so viraal soos COVID-19 self. Ons kan almal so 'n bietjie meer nederig wees, nie waar nie? En dit is die tweede gesindheid wat ons by ons Here Jesus sien, nederigheid. Ons lees 2 keer hier in Filippense 2 van Jesus wat homself verneder het. Verneder het tot aan die kruis. Hy is ook die een wat nederig in 'n stal gebore is. Die een wat nederig op 'n donkie gery het. Wat nederig sy disippels se voete gewas het. Ook hierdie gesindheid van Jesus moet in ons wees. En daarom beveel die Here ons hier in Filippense 2 vers 3, in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En in Efesiërs 4 vers 2, wees altyd beskeie. Nou meer as ooit tevore moet ons doen wat Jakobus 1 vers 19 ons leer. Waar die Here sê, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie. En nie te gou kwaad word nie. Om in nederigheid goed te luister is so belangrik in hierdie krisistyd. Ja, dit kan die proses van beraadslaging vertraag. En dit kan ook ons beplanning om weer te begin vertraag, maar dit is die moeite werd. Dit sal ook wys wees as ons as kerkleiers en as kerkraad, ongeag van ons eie mening, bereid is om na alle belanghebbendes in ons gemeente te luister. En ook hoe ander gemeentes dit reg oor die wêreld hanteer. En ook daar waar dit fout geloop het in gemeentes. Ons as lidmate moet ook nederig wees in die wyse waarop ons reageer op kerkraad se besluite. Ons stem ons nie noodwendig self daarmee saam nie. Ons is ook nie altyd so bewus van mekaar se persoonlike omstandighede by die huis nie. En hoekom mense partykeer reageer soos hulle reageer nie. En ook daarom moet ons nederig wees. Ons moet ook besef, ons het nog nie die finale antwoord nie. En daar is nie maklike antwoorde in 'n ingewikkelde situasie soos hierdie nie. Ons probeer dit maar almal uitfigure soos ons aangaan. Met baie onbekendes en hoë risiko's. Soos een persoon gesê het, ons is besig om 'n ingewikkelde vliegtuig te bou terwyl ons vlieg. 'n derde manier hoe ons nou totaal anders as die wêreld kan wees, is deur geduld. Ons leef vandag in 'n kitswêreld waar ons baie dinge baie vinnig kan kry. Ons kan vandag sekere kitskos binne minute kry vandat ons dit bestel het. Ons kan ook baie vinnig 'n klomp inligting op die internet kry deur net 'n paar kliks ensovoorts.
En omdat alles so vinnig in ons lewe gebeur en ook al hoe vinniger gebeur, kan mense vandag maklik ongeduldig raak. As dinge nie vinnig gebeur soos hulle dit wil hê nie, of as hulle in 'n ry moet staan of moet wag vir iets. Geduld het 'n baie skaars karaktereienskap in ons leefwêreld geword, nie waar nie? En ook ons geduld word beproef met hierdie lockdown fases en al die regulasies wat vir baie van ons ook te lank geword het. En wat soms nie rasioneel of billik is nie. Baie van ons is angstig om weg te breek van isolasie en weer terug te keer na normaal. Ons is ook gretig om weer ons familie en ons vriende te sien en saam met hulle te kuier. En ons is veral gretig om ook weer ons medegelowiges fisies te sien en saam met hulle te aanbid in die erediens. En dit hoort ook so, want die woord kerk in die oorspronklike taal beteken letterlik vergadering of versameling. Per definisie is ons dus gelowiges wat vergader of versamel. Dit is in ons hele wese. Virtuele eredienste mag dus nie die nuwe normaal word nie. En daarby gee die Here ons ook nog die opdrag om gereeld saam te kom. Ons lees byvoorbeeld in Hebreërs 10 vers 25, ons moenie van die samekomste van die gemeente al wegbly soos party se gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons mis natuurlik ook almal die warm onderlinge koinonia en die liefde onder mekaar ensovoorts. Maar dan moet ons ook hier versigtig wees om nie te haastig te wees nie. Ons fokusvers Efesiërs 4 vers 2 sê: wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. In Galasiërs 5 vers 22 leer ons die vrug van die Heilige Gees in ons is geduld. En dit sê, ons moet oppas om nie vinniger te beweeg as wat die regering toelaat nie, soos wat baie gemeentes en predikante gedreig het om te doen. Ons moet ook nie vinniger beweeg as wat mense in ons gemeenskap dit verstaan nie. Wat wonder, waarom stel ons ons eie lidmate en veral ons ouer lidmate se lewe so in gevaar? Ons moet ook geduldig wees met 'n tydlyn wat dalk langer is as wat ons self sou verkies. En 'n infaseringsproses van eredienste wat ongetwyfeld lastighede sal hê. Verder moet ons ook geduldig wees met leiers wat intense druk en stres in hierdie tyd beleef en wat bitter moeilike besluite moet neem wat nie almal tevrede kan stel nie. Ons moet ook geduldig wees met mekaar, soos ons almal stelselmatig by hierdie nuwe normaal moet aanpas en baie van ons onseker en bang voel. Diegene wat nie gemaklik is met fisiese samekomste nie, moet ook geduldig wees met die wat wel gemaklik is en ook omgekeerd ensovoorts. En so moeilik as wat dit ook al mag wees om geduldig te wees, moet ons ook vanoggend onthou in die lig van die ewigheid. Is hierdie ongerief wat ons nou beleef, of dit nou vir 'n paar maande of selfs 'n jaar of meer is, eintlik relatief kort. Die dag sal kom dat ons weer in gemaklikheid by mekaar kan wees en saam kan aanbid. En dat ons nie meer oor Zoom vir mekaar hoef te kyk nie. Ons bid mos daarvoor.
En onthou, daar wag ook vir ons 'n ewige heerlikheid hierna, waar ons elke dag saam ons Here kan aanbid, sonder enige vrese of enige inperking. 'n Vierde en laaste manier hoe ons nou totaal anders as die wêreld kan wees, is deur genuanceerd te wees. Vir ons kinders, wat beteken dit? Dit beteken doodgewoon, alles in die lewe is nie altyd swart of wit nie. Soms is daar inderdaad ingewikkelde grys areas waar ons beweeg, en waar dit nie net die een of die ander is nie, maar soms so 'n bietjie van beide. Soms is dit nie die een ekstreem of die ander ekstreem wat wys is nie, maar eerder die gematigde middelweg. En baie keer is dit juis hierdie genuanceerdheid wat ons nie rondom ons in die wêreld kry nie. Ek hoef nie vir julle te vertel hoeveel hyper eensydige boodskappe word op sosiale media versprei nie. Ongenuanceerd. Ons sien dit selfs in die media en selfs deur lidmate van die kerk. Ook adverteerders ken nie genuanceerd wees nie oor hulle produkte nie, want hulle weet dit verkoop nie. En politieke leiers weet ook dat genuanceerd wees meestal nie vir jou stemme wen nie. So kan ons voortgaan. In Efesiërs 4:2 leer ons egter, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. En dit is juis hier waar beskeidenheid oor ons eie standpunt en geduld en verdraagsaamheid teenoor 'n ander se standpunt, waar dit by mekaar kom, waar ons genuanceerd word. Natuurlik is daar dinge waaroor ons as Christene nie genuanceerd kan wees nie, soos ons toewyding aan die heerlike evangelie van Jesus en die absolute waarhede van die skrif. Maar in baie opsigte moet ons wel genuanceerd wees. Wat beteken dit prakties in hierdie moeilike, onbekende waters waarin ons is? Ons moet versigtig wees om alles nie net negatief of nie net positief te sien nie. Ons mag ook skepties wees oor sommige van die regulasies van die regering tydens die lockdown fases aan die een kant, sonder om aan die ander kant weer in buitensporige samesweringsteorieë te verval. Ons moet ook aan die een kant gehoorsaam wees aan die regulasies van die regering, maar ons moet ook aan die ander kant in gesprek tree met die regering en getuig en ook protes aanteken oor onbillike regulasies en vergrype van die owerhede. Genuanceerd wees vir my ook om net die slegste in mense raak te sien en ook te erken die ander kant van die debat is ook soms reg en ek is ook soms verkeerd. Ook so kan ons wys ons is totaal anders as die res van die wêreld en ons lig op die manier laat skyn. Kom ons sluit af. Ons leef in moeilike tye met groot uitdagings, ook vir kerke. En die veilige saamkom in eredienste is die nuutste groot uitdaging, wat met die grootste wysheid en verantwoordelikheid bestuur moet word. Alle waarskynlikhede en gevolge moet deeglik oorweeg word. En ons weet daar is baie onsekerhede. Kom ons wys vir die wêreld in hierdie tyd die gesindheid van Jesus. 'n Gesindheid van selfopoffering en nederigheid. Kom ons wees ook almal beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde, al verskil ons soms ook van mekaar.
En kom ons beweeg eensgesind vorentoe, soos ons saam na oplossing soek. Mag die Heilige Gees ons almal hiermee help. En mag ons so 'n reuse getuienis uitdra in die donker wêreld rondom ons. Amen. Ons praat nou met die Here oor dit wat hy so pas vir ons gesê het. Vader, U weet ons as kerke is, sedert hierdie virus in ons land uitgebreek het, gekonfronteer met baie moeilike besluite, hoe om ons gemeentes behoorlik te bedien. Ook hierdie tyd waar ons oorweeg om weer saam in die eredienste te kom, is vir ons bitter moeilik. Aan die een kant smag ons almal om saam te kom en mekaar weer fisies te sien en U saam te aanbid. Maar aan die ander kant is ons ook bang. Ons wil nie een van ons geliefde lidmate aan die dood afstaan, omdat hier infeksies in ons erediens plaasgevind het nie. Ons almal se lewe is vir U en vir ons net te kosbaar. Vader, U weet ook dat ons noodwendig verskillende standpunte oor hierdie sake sal hê. Natuurlik met goeie redes. Maar ons weet ook, U wil nie hê dat ons verdeeld moet wees nie. Gee daarom vir ons almal Jesus se gesindheid van selfopoffering. Help ons om nie selfsugtig te wees en eers aan ons eie belange te dink nie. Maak ons almal ook nederig in ons standpunte, soos Jesus nederig was. Heilige Gees, vul ons ook met geduld teenoor die omstandighede en ook teenoor mekaar. Al is dit soms bitter moeilik om geduldig te wees. Laat ons ook weet wanneer om genuanceerd te wees in ons standpunte en wanneer nie. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen. Ons almal smag daarna om saam die Here te aanbid. Ons glo en vertrou, daar sal so 'n dag weer aanbreek. En ons weet ook, daar gaan ook tyd aanbreek op die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar ons almal elke dag saam die Here gaan aanbid, sonder enige vrees en sonder enige inperking. Kom ons sing nou saam met skrifbereiding 18:6 verse 1, 4 en 5 van hierdie nuwe hemel en die nuwe aarde. Wat skryf
Die Here stuur ons nou na die erediens van die lewe met sy wonderlike seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net die volgende afkondigings. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid. En ons dankoffer na die erediens is vir die Sustentasiefondse. Ons het hierdie week ook by die ouderingvergadering gesien dat ons kollektes baie afgeneem het oor die laaste paar maande. En daarom vra ons indien jy enigstens kan, dat jy ook steeds jou kollektes elektronies sal oorbetaal, of indien jy dit nie kan doen nie, dat jy dit ook sal spaar vir wanneer jy weer dit kan oorbetaal. Dan het ons ook hierdie week 'n moeilike ouderingvergadering gehad, onder moeilike omstandighede, waar ons ook bitter moeilike besluite moes neem, en dit is vir ons hartseer om te kommunikeer, soos ons ook hierdie week met julle gekommunikeer het, dat ons eredienste voorlopig vir Julie steeds digitaal sal wees. Daar gaan ook nie hierdie kwartaal 'n nagmaal wees nie. Daar gaan ook nog nie huisbesoeke wees deur ouderlinge of diakens nie. Slegs die predikant sal noodsaaklike besoeke doen. In hierdie tyd van die vakansie, waar daar gesamentlike dienste op die kalender aangedui is, sal ons ook digitale gesamentlike dienste met Valpark hê. En dan wil ons vir die klein groepe ook sê wat baie graag saam wil kom. Julle kan dit oorweeg, maar dan moet julle aan al die veiligheidsprotokol voldoen vir eredienste en julle kan dit van my verkry. Dan vra ons dat jy ook vir die volgende sal bid. Ons vra maar in die besonder vir wysheid en leiding van die Gees in hierdie moeilike besluitnemingstyd, dat almal daarvoor sal bid en dat ons ook regtig net aan die Here gehoorsaam sal wees. Dan is die vlamvatspan se vlam nog glad nie geblus nie en ons doen 'n klomp werk. Ons bid dat julle ook sal, of ons vra dat julle sal bid vir die werk van die vlamvats proses. Ons het dan nou ook gister vir julle klompie inligting gestuur en ons vra maar dat elkeen ook 'n bietjie daarna sal kyk. In die Martie Besuidenhout was hierdie week ook in die hospitaal en ons bid vir haar ook 'n spoedige volkome herstel toe. En die na enige ander liefendheid is, kan jy dit gerus weer vir Jacqueline weergee. Daarmee sluit ons erediens af. Ons wens vir jou baie lekker Sondag toe en mag Christus se gesindheid ook in almal van ons se harte leef in hierdie dae wat